Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Hierdie week op Goeiemôre het ons gesels oor die belangrike rol wat aptekers speel om Suid-Afrikaners gesond te hou. Ons het ook 'n voorsmaakie gekry van Namakoland se skouspelagtige blomseisoen. Ons het saam met opkomende golfster Michael Hollick gekuier, meer gehoor oor die besonderse From Kruger's Kitchen to Madiba's Stable ervaring en Rigaan Bressou het by ons kom kuier met sy nuwe enkelsnit, Mililande. Vir baie Suid-Afrikaners is die apteek die eerste plek waar hulle aanklop wanneer hulle siek voel of gesondheidsraad nodig het. Maar hoe groot is die rol wat aptekers en ander apteekpersoneel speel om seker te maak dat mense die regte behandeling kry? Direkteur van die Aptekers Instituut, Jana De Necker, het die week by ons aangesluit om meer hieroor te gesels. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, Elsa. Goed, nou baie mense besoek eers 'n apteek voordat hulle 'n dokter gaan sien. Hoekom het aptekers so 'n belangrike eerste kontakpunt in gesondheidsorg geword, dink jy? Ja, ek dink is so 'n goeie vraag in die mediese klimaat wat ons nou is en ons weet baie mense gaan na klinieke toe en daai wagperiode is verskriklik lank en baie mense kan nie 'n dag afstaan om na klinieke toe te gaan nie. En waar apteke so toeganklik is, waar jy letterlik by party apteke 24 uur kan gaan aanklop sonder 'n afspraak om met 'n opgeleide mediese persoon te praat om advies of leiding te kry. Nou, wanneer iemand by die toonbank dan nou vra, wat kan ek vir hierdie hoes gebruik byvoorbeeld? Hoeveel kennis en beoordeling seker gaan daar werklik gepaard met so 'n besluit of dan nou daai raad wat gedeel word? Ja, so omdat hulle mediese opleiding het, so aptekers en hulle personeel, assesseer hulle jou, soos wat 'n dokter jou sal assesseer, maar hulle weet wat se vrae om te vra, wat se simptome om na te kyk, en omdat hulle altyd opgelei is en hulle kennis opknap, kan hulle kyk deur daai vrae te vra en te sien wat jy beantwoord, om te sien wat daai rooi vlae is of red flags, Ja. om seker te maak dat jy of oor die toonbank medikasie kan kry, of dan aangewys moet word na 'n dokter of 'n toepaslike mediese hulpbron. 'n Ander belangrike kwessie waarby ek baie graag wil uitkom, is die feit dat daar deesdae soveel inligting beskikbaar is op die internet. Ek wil ook vra, hoe beïnvloed dit dan die aptekerswese en daai raad wat gedeel moet word, want dit is maklik vir mense om inligting te bekom. In die internet gee vir jou inligting en baie keer uit konteks uit, waar aptekers advies vir jou gee. En met hulle opleiding en aaneenlopende opleiding is dit weet hulle wat se advies om te gee en hulle assesseer jou as persoon gebaseer op jou simptome, jou agtergrond, wat se medikasie jy op is, om vir jou die regte aanbevelings te maak en die beste gesondheidsorg te gee. Hoe weet 'n apteker wanneer iemand, jy weet, veilig self behandel kan word en wanneer dit miskien tyd is om eerder na 'n dokter verwys te word? Ja, so daai rooi vlae wat Ja. hulle opgelei is om in te sien, Ja. is verskriklik belangrik en dit hang af van persoon tot persoon, van simptooms tot 'n simptoom, en dit is omdat hulle so opgelei is en heeltyd opgelei word om te kyk na die verskillende simptome van die persoon, maar ook die nuutste navorsing, die nuutste medisyne op die mark en ook die nuutste gesondheidsriglyne. Nou, so gepraat daarvan, medikasie en behandeling verander voortdurend. So hoe belangrik is dit vir aptekers om op datum te bly met die jongste beskikbare inligting? En ek wonder ook of dit nie miskien ook 'n bietjie uitdagend is om op datum te bly nie. Alles verander so vinnig in ons wêreld. Ek dink die tyd wat ons nou in bly, die mediese landskap is presies dieselfde. En daai kennisopknapping is verskriklik belangrik. Ja. En dit is waar ons as Pharmacy Instituut ontstaan het, is om daai gaping te sien dat omdat alles so vinnig beweeg, hoe belangrik aaneenlopende kennis is om opgelei te word om daai nuutste kennis van te weet. Jy verwys nou na die Pharmacy Instituut. Wat is die rol
van die instituut? So ons is 'n onafhanklike opleidingsinstituut Ja. en dit het uit 'n passie bestaan van ons span waar ons 'n gaping gesien het vir aaneenlopende opleiding, spesifiek in die aptekers en apteekpersoneel omgewing, sodat ons daai informasie toeganklik kan maak vir enige apteker personeel en wat hulle die kennis kan kry om opleiding te kry oor die nuutste medikasie. En soos ek gesê het, ek weet ek herhaal myself, maar nuutste kennis, nuutste medikasie en gesondheidsriglyne. En ook net kortliks, maar hoe lyk die belangstelling, jy weet, wanneer dit kom by daai opleiding? Ja, so ons het tans meer as 3.200 of 13.200 members of mense, aptekers en apteekpersoneel op die platform. En ja, dit is indrukwekkend om te sien hoe waardevol hulle dit vind. Nou, watter raad het jy miskien vir mense om die meeste uit 'n besoek aan die apteek te kry en ook seker te maak dat hulle die regte raad ontvang? Dit is so belangrik om te sien tussen net te sien as aptekers of apteekpersoneel as mense wat vir jou medisyne oorhandig en hulle te sien as 'n toeganklike mediese hulpbron, want hulle is baie opgelei, hulle het 'n goeie agtergrond van medikasie en om jou te behandel op jou simptome. So ja, daai agtergrond is verskriklik belangrik en hulle weet wat nou aangaan in die mediese landskap. En om jou te help of dit nou is oor jou medikasie, wat in jou medikasie is, hoekom hierdie medikasie beter is as byvoorbeeld 'n ander een en hoe dit vir jou toepaslik is as met al jou, ons almal is individue en anders en met 'n ander mediese agtergrond, so hoe belangrik dit is vir jou as persoon. Ons het nou net verwys na die feit dat tegnologie in vandag se tyd so 'n belangrike rol speel en almal spot oor die sogenaamde Dr. Google, maar jy sal, as ek reg verstaan, mense werklik aanbeveel om dan eerder eers apteek toe te gaan en daar met iemand te kan gesels, want ek meen dikwels, en dit is so, weet, ek dink baie keer is daar simptome en 'n mens kan min of meer aflei. Hierdie is griepsimptome. So die meeste van die tyd kan dit op so 'n manier opgelos word wanneer mense dan spesifiek fokus op iets soos die finansiële impak daarvan, jy weet, en dit nie kan bekostig om noodwendig na 'n dokter toe te gaan nie. Ja, ek dink met die internet wat so maklik toeganklik is, praat jy met 'n robot meeste van die tyd. Ja. En ek dink daai geselskap en daai mens tot mens is net so belangrik om regtig 'n gemeenskap te hê in die gesondheidswêreld. Wat gesonder gemeenskappe of wat tot gesonder gemeenskappe kan lei. En ja, nie net 'n one-sided, skielik vir die Engels, maar one-sided robot antwoord te kry nie. Ek sien heeltemal saam met jou, want baie keer word daar vrae gevra en dit is op die einde van die dag hoe 'n mens by die werklike diagnose kan uitkom. Baie dankie vir jou tyd vanoggend en ons hou die vordering van die instituut ook met groot belangstelling dop. Baie dankie Elsa, dit was 'n voorreg. Bly net waar jy is, ons is nou weer terug. Elke jaar verander Namaqualand na iets asemrowend, wanneer miljoene veldblomme bot en besoekers van reg oor die wêreld lok. Ons het hierdie week met Johan Kotse van Namakwa Toere gesels om seker te maak ons is reg vir die einde van die winter en die begin van die blomseisoen. Ons het ook uitgevind wat besoekers vanjaar kan verwag en gesels oor die begeleide toere wat hierdie ongelooflike deel van Suid-Afrika selfs nog meer spesiaal maak. Welkom hier by ons. Baie dankie. Goed Johan, vir mense wat dalk nou nog nooit die Namaqualand gedurende die blomseisoen besoek het nie, hoe sou jy daai eerste ervaring beskryf? Ja, ons woon en ons bly in 'n baie spesiale plek. Ons het baie mense verwar baie keer die Namaqualand met die Handam Karoo. So ons Noordwil area self, ons is in die Handam Karoo en dan die Namaqualand ook natuurlik. So wat gebeur is, begin Augustus normaalweg begin die blomme blom in die Namaqualand en dan kom dit deur na die Handam Karoo toe. Ons het bietjie ander ervaring by ons het baie goed om te doen daar en ons het nie net die Namaqualand se daisy soos jy dit in die Namaqualand kry nie, ons het die bolplant ook. So dis heeltemal 'n ander ervaring.
So wat mense gewoonlik doen is, jy kan nie net 'n dag of 2 in die Oudtshoorn spandeer, jy moet 'n week kom spandeer. En met dit sien jy al die bolplante. Ons is reeds, soos ek hier sit vandag, is ons blomme al reeds daar. Ons is hierdie jaar 'n bietjie vroeër as normaal. Ons het vroeër reën gekry. So die blomme is reeds daar. Maar dit is iets wat jy iewers in jou lewe op 'n stadium moet doen om die blomme te ervaar. So is 'n besonderse ervaring. Ja. Met daai in gedagte wil ek tog vir jou vra, wat is dit wat die blomseisoen so uniek maak? Jy weet, selfs op wêreldvlak. Ja, ons het soos ek sê, ek is weer terug by die Oudtshoorn. Ons het 'n baie interessant, hulle verwys ons na die bolplant hoofstad van die wêreld. Interessant wat gebeur het, baie jare terug het die Hollanders kom navorsing doen. Ja. Hulle het in 'n 10 meter radius so iets soos 300 verskillende spesies geïdentifiseer en hulle verwys spottingderwys na ons as die bolplant hoofstad van die wêreld. En die naam het toe gebly daar. So ons is, soos ek sê, ek wil nie die Namakwa regtig onderskei van ons nie, maar ons het 'n baie unieke ervaring met die bolplante gedeelte. So dit maak dit bietjie meer spesiaal as net die gewone Namakwalandse daisy. Nou, jy sê nou vanjaar is die blomme nou so 'n bietjie vroeër en ek is seker van of althans ek kan nie dit sê nie, maar 'n mens wonder of dit nie dalk, jy weet, so half 'n ekstra inspuiting gee vir toerisme in daai spesifieke gebied nie, maar wat ek wel vir jou wil vra is, jy weet, wanneer 'n mens kyk na so 'n ervaring en die blomseisoen, is daar 'n spesifieke tyd wanneer mense moet kom kyk en wanneer is dit dan die beste? Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord want alles gaan oor die reën. So dit verskil maar van jaar tot jaar. Ons normale piekseisoen is gewoonlik 15 Augustus Ja. op 'n normale jaar. Maar hierdie jaar het ons vroeër reën gehad, so ons blomme is reeds daar. So ons hoop vir nog reën, dan gaan die seisoen baie langer wees. So dit alles gaan oor die reën. Die reën bepaal maar die hele blomme seisoen, maar normaalweg praat ons van so 15 Augustus na 15 September toe. Die Ja. normale seisoen. Ons het spottinderwys sê ons altyd dis 'n besonderse jaar. Hoe besonder dit gaan wees, weet ons nie altyd nie, maar dit is 'n verjaar is 'n besonderse jaar. Ja, natuurlik. Goed, nou, dan wil ek ook vir 'n oomblik stil staan by die botaniese tuin, want daar is ook gidse wat plantliefhebbers is en wat die streek baie goed ken. Tot watter mate dra daai kennis by tot iemand se ervaring? Ja, verseker, dit is iets wat jy moet doen is om die botaniese tuin te besoek. Al hierdie bolplante kom voor in die botaniese tuin en daar's gidse wat opgelei is en jy bespreek vir jou toe en hulle vat jou reg en hulle wys jou al die verskillende bolplante spesifiek. So dis 'n besondere ervaring om die botaniese tuin te besoek. Daar's natuurlik baie ander goed. Ek wil nog weer uitbrei. Ja, maar dit is juist, dit is my volgende vraag. Wat is sommige van die ander hoogtepunte? Ja, dan het ons het 'n kokerboomwoud by ons wat baie besonder is. Hulle praat van die grootste in die suidelike halfrond. Dan het ons 'n waterval wat baie mooi hierdie tyd van die jaar loop, is wat iets besonders is. Dan het ons as ek verder gaan, ons het 'n baie besonderse kerk. Mense besoek die kerk en dan sê ons het die tannies bak pannekoek tydens blommetyd by die kerk, wat dit 'n lekker okasie maak. Dan ons het verskillende restaurante daar waar die ouens tradisionele kos doen. Byvoorbeeld ons doen afval en al hierdie interessante goed. Mense ry van heinde ver vir die afval. Dan het ons as jy verder aangaan, die botaniese tuin is natuurlik daar. Dan is 'n plek wat is noem Maatjiesfontein. Dis 'n plaas waar daar baie mooi blomme is. Dis 'n sirkelroete wat jy ry. Dan het ons Papkuilsfontein. Dis ook 'n besonderse plek om te besoek. So ja, daar's baie om te doen. Ja, en ek wil net sê, ek het nou al die voorreg gehad om daar te kom kuier en jy het daar moeite gedoen om vir my die kerk te gaan wys wat werklik baie besonders is. Maar ek het nie aan die pannekoek gesmaal nie. So Ja, daai is verstaan, dis vir my 'n probleem. Ja. Goed, ons beweeg aan. Jy weet, want 'n mens hoor dikwels dat mense sê geen blomseisoen is dieselfde nie. So wat sê maak elke jaar se blomseisoen anders? Het dit te doen met die kleur byvoorbeeld in die verskillende spesies? Ons het interessante blomme. Daar's byvoorbeeld 'n spesifieke blom wat nie noodwendig elke jaar daar is nie. Ons het 'n blom wat ons praat, ons noem dit die aandblom. Ek het nie sy wetenskaplike naam nie, maar dis 'n blom. So blomme, daar's 'n sekere temperatuur wat jy nodig het om blomme te kyk, 18 na 20 grade toe voor die blomme oopmaak. Die aandblom, al die blomme kyk na die son toe. So ons sê altyd vir mense, as jy blomme kyk, moet jy met die son met agter jou rug wees. Want dan kyk die blomme na die son toe. Maar hierdie aandblom, hy kyk weg van die son af. 'n Baie interessante blom. Hy kom net tussen 4:00 en 5:00 in die middag
byvoorbeeld, hy is nie elke jaar dan nie. Ons verwys daarna as die Northern Lights van Neelsville. So hy kom nie noodwendig elke jaar nie. Ja. So dis 'n baie unieke blom. Maar ek meen oor die algemeen is dieselfde blomme elke jaar daar. En hoe meer reën ons kry, hoe beter blomme uit ons natuurlik. En verbaas dit jou ook elke jaar om dalk 'n paar nuwe blommetjies ook in die proses te sien? Ja, dit is baie interessant. Ek weet nie of ek dit mag, ek wil niks teen die Gautengers nie, maar die Gautengers wat kom blomme by ons kyk, Ja. hulle jaag gewoonlik daardeur as hulle het blomme gesien. Nou die belangrike ding van blomme kyk, veral by ons in ons area, is daar's baie plate blomme wat baie mooi is natuurlik. Ja. Maar jy moet uit jou voertuig uit klim, jy moet stap. Dan sien jy al hierdie verskillende goed en ek meen ek het elke jaar vir die laaste 5 jaar nog iets niets gesien. So ek weet nie of jy ooit mense kom soos mense wat voëls kyk, hulle kom met boeke daar en die merk die spesifieke blomme af wat hulle gesien het. So dis baie interessant. Ek het in die begin gedink ek ken blomme, maar daar's mense wat ons besoek wat baie meer weet van blomme. So dis baie interessant. Ja, en ek dink ook, jy weet, iets wat vir my baie duidelik is dat 'n mens eintlik dan nou tyd moet hê. Jy weet, want baie mense dink dalk dis 'n klein dorpie of 'n klein gebied, maar ons soveel om te sien en daarom moet 'n mens tyd hê. Het jy dalk enige wenke vir iemand wat daai blomseisoen dan nou vir die eerste keer wil beleef? En dalk ook net ek weet jy nou verwys na die tyd en waar die son presies moet wees, maar het jy enige ander wenke wat jy kan deel? Ja, as ek sê dit is moeilik, dit is weer moeilik. Ons die weer bepaal alles. Jy weet ons het byvoorbeeld verlede jaar het ons 'n baie goeie blommejaar gehad, maar nie noodwendig 'n goeie kykjaar nie, want dit was bewolk baie keer. Ja. Weet so dit gaan, dis hoekom die rede van jy moet 'n bietjie langer daar bly dat jy iewers 'n sonskyndag gaan kry om die blomme te kan sien. Ja. Weet so ja, so ons en ek weet ek herhaal dit heeltyd, maar ons is op die natuur gebaseer en alles gaan oor die son en die reën. Absoluut. Dit is om 'n spesiale. Maar daar's baie ander goed. Ons het kunstenaars wat optree, ons het baie goed wat ons doen om mense te vermaak boonbehalwe die blomme. En ek dink die tyd het ons nou ingehaal, maar ek seker daarvan die mense kan net vir jou gaan soek op sosiale media en as hulle enige ander vrae het, kan hulle na jou toe uitreik. Baie dankie dat jy ons vanoggend hieroor kom vertel het. Bly ingeskakel. Net hierna kyk ons terug na ons sporthoogtepunte van die afgelope week. Hy is een van Suid-Afrika se opkomende golftalente en maak al hoe meer naam op die baan met sterk vertonings en goeie resultate. Michael Hollick het by ons aangesluit. Kom ons kuier saam. I think I have to say congratulations. It was an absolutely scintillating finish, and even 17, the approach shot there, the 5-iron there, and then the 5-iron on the last hole. Looking back at it now, a week and a bit afterwards, what are your thoughts now as you put it in perspective? How's it, Arnold? Yeah, I mean, listen, it was a hell of a weekend. You know, the South African boys were right up there from round one, and you know, finishing first and second was another great week for sort of South African sport. You know, especially in the golf sense, we have really had a good season, and for me to sort of cap off the weekend with a win was, you know, it was a hell of a special week. You mentioned the South Africans, and they were there from round one, as you said, and obviously an unbelievable performance too from Young du Plessis.
But it's been the whole Yeah. season. If you look at young Casey Jarvis coming through and so many superb young South Africans on the other side, you're with respect on the other side of that spectrum. What is it Yes. about South African golf that's coming through on the DP World Tour at the moment? What do you think is adding to that? I think, I've spoken to a lot of the sort of older European players, and it's definitely something to do with the Sunshine Tour and the competition that we have out on the Sunshine Tour in South Africa. I think it is certainly a breeding ground for success. The level of competition is so high. And to be honest with you, I think if it wasn't for the sort of financial aspect of having to travel over to Europe and travel in euros off the rand, we would probably see a lot more South African golfers playing abroad. So I think that's definitely an aspect to it. But the Sunshine Tour just breeds really good golfers. Majority of the guys sort of cut their teeth playing the Sunshine Tour and then progress onto the DP World Tour or the PGA Tour. South Africans are just good sportsmen. I think we, as people, are resilient. I think we don't get too complacent. We get on with things. Sport being such a big sort of element in our schooling system definitely helps. So I think all of those factors add to the sort of success that the South African golfers have had over the last 20, 30 years. But, in particular this year, I think that this is the 7th tournament on the schedule that's been won by South Africans. Yeah. Truly magnificent performances. Michael, I'm very interested. Just put it in context for our viewers. And I know a little bit of your history, but I'd like to hear it from your mouth. How many years has it been since this massive breakthrough for you in securing a job for the next few years on the DP World Tour? Yeah. So I turned pro in 2012 and played the Sunshine Tour since then. I won fairly early on in my Sunshine Tour career. In 2015, I was 28 years old. I went to university after school and studied and got a degree. And then once I did that, I became a professional golfer. So I had pretty good success within the first 4 years. And then I had probably a good 6-7 years where it was a real struggle and grind, and I actually really wasn't doing that well. And then in 2022, 2023, I kind of took a step away from playing professional golf full time, and I started coaching. And then found my feet, and I've had 4 wins since 2024. So yeah, it's been a hell of a roller coaster. It's been a ride, but we've managed to get to the right destinations in the end. But it's the golfing career is quite a long one, and there are humps and bumps along the way. It's not always smooth sailing for everybody. I did notice that several of the commentators did say that the golf course in Munich really suited the South Africans, bent grass greens, where it was very much South African conditions in some ways. Did you experience it like that? Yeah, absolutely. Yeah, for sure. Obviously this being my first year on the DP World Tour, I haven't played any of these golf courses. So every week is a new experience, learning a new course and trying to sort of navigate my way around. But when we were playing our practice round on the Monday or the Tuesday, one of the guys who does commentary, who was an ex-player on the DP World Tour, and I had played with him back in South Africa in 2012, 2013. He said to me, "Cheese, you're going to feel right at home this week. It's very similar to sort of Joburg golf courses." And yeah, it was. I mean, there were quite a few South African guys within the top 20. I think the bent grass greens obviously being one element, but that sort of traditional parkland sort of course, trees and a bit of water, it definitely felt like courses that we would have played back in Johannesburg, Pretoria, those sort of areas.
Michael, talk to me about those two last iron shots. In firstly, the tee shot on 17, and then the tee shot on 18 into the 18th green to set up the eagle. What are your thought processes there, and were you aware at all of the pressure? Was there pressure in your head or not at all? So, my iron play has been really, really good the entire season. To put it into context, the week before we were in Italy, and we have statistics every week, breakdowns of how things have gone, and I led the field in ball striking, so sort of into the greens and iron play and stuff like that. But my putting I just didn't make any putts. And I actually spent the whole of Saturday night in Italy having a conversation on ChatGPT, sending in all my data, picking up data, saying like, listen, what's the story here? I'm really playing well, but I'm just not seeing it. So yeah, I mean, to go on the 17th hole, I knew I was behind. I had no idea how many shots behind I was. I knew Henny had been playing really well. And I kind of, at that stage, I was almost thinking to myself, well, it's now a battle for second place with Bernd Wiesberger, who I was playing with. So at that stage, I didn't know. And, obviously I hit a great iron shot on 17. I was very calm the whole day, very relaxed, never sort of once got into those moments where you feel a bit overwhelmed or, the heart's racing too much. And then on 18, the same thing, didn't really know how we stood until I got to my ball. And I said to my caddy, I said, can you ask the camera guys for some scores? Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug. Hierdie Mandela Dag kom geskiedenis, gasvryheid en wêreldklas kookkuns bymekaar vir 'n unieke ervaring. From Kruger's Kitchen to Madiba's Table is 'n eksklusiewe 6-gang ete wat by die Sanctuary Mandela, die voormalige huis van Nelson Mandela, aangebied word in samewerking met Kruger Shalati en die bekende chef Wandile Mabaso. Sally Ann Grinter, bedryfsbestuurder by Sanctuary Mandela, het met ons kom gesels om meer te vertel oor hierdie merkwaardige viering. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Good morning, Elsa. Baie dankie dat ek op die program kan wees. Goed, so wat kan mense van hierdie geleentheid verwag? I'm going to switch over to English if it's okay. Yes, of course. We have got 3 remarkable chefs joining together, and they are taking African cuisine as well as flavors that Madiba enjoyed and reimagining it into a modern presentation and enjoyment for guests. And why did Sanctuary Mandela decide to create this experience specifically around Mandela Day? We've got 3 activations this month. We've got education, we've got period poverty, and then skills development. And this activation is completely designed around skills development. So we're bringing 3 chefs together who then, with their teams, train the younger team members. Now, the dinner brings together Sanctuary Mandela, Kruger Shalati, and Chef Wandile Mabaso. How did this collaboration come about? So Kruger Shalati and Sanctuary Mandela is under the umbrella of the Motsamai collection. So we almost stepsisters, if you can call that. And Chef Wandile wanted to bring something back and give back in terms of skills development. So he approached us and asked us, do we want to have a celebration of Madiba's life together? And also with the Kruger turning 100 this year, we felt it very fitting to bring the 3 elements together and create
amazing dinner experience for guests. And the event takes place inside Nelson Mandela's former home. How does that setting change the experience compared to a traditional fine dining event? I think normal fine dining restaurants has got very limited offerings. You come, you join, you have fun. With Sanctuary Mandela being Madiba's former home during 92 to 98, we have elements of the home that was left intact. And we bring the lesser known parts of Madiba and we let people know about the man. Everyone knows him as the president, this remarkable guy, and a person that went to jail for 27 years. But they don't necessarily understand that he had a love for his family. He had love for dining with people. He would often invite Ahmed Kathrada, for instance, to come and join him for lunch. And he didn't enjoy having lunch and dinners by himself. So the history, the elements, it just all comes together where people can learn a little bit more about Madiba. Mm-hmm. Well, guests will enjoy a 6-course menu inspired by Madiba's life and South Africa's landscapes. So without giving away too much, what can diners expect? Well, there's a few elements from the Kruger. Chef Vusi brings a lot of the indigenous plants into the meals. Chef Wandile has done extensive research around the flavors that Madiba enjoyed. There are some peri-peri prawns, which pays homage to Mam Grasa. And then, of course, Tata Madiba enjoyed oxtail a lot. So there will be some elements of oxtail, prawns, and indigenous plants. It sounds lovely. The event also includes a heritage tour before dinner. Why was it important to combine storytelling with the meal itself? Once again, being in the home, to learn a little bit more and open the conversations and the dialogue and for people to enjoy who he was. It's a celebration of his life. So we have to build on his legacy and pass it on for future generations. Shared tables are a key part of the evening. What atmosphere are you hoping that creates among guests? You know, in our fast-paced life at the moment, people just live past each other. There are no connection. And to open the dialogue, especially in a space like this, where very important conversations were had in the past, it opens the platform where people can reconnect and have meaningful conversations with each other. And with the history and the storytelling that we bring in, we feel that it will open up the various conversations and people reconnecting with each other. Absolutely. Now, Kruger National Park celebrates its centenary this year. How does that milestone tie into the themes of the event? Madiba was an advocate for the preservation of nature and youth. He would have been 8 years old when the Kruger National Park was established, and he loved the park a lot. He often went there for an escape. And we think with the Kruger National Park and what the Kruger Shalati will be bringing in November, there's a secret element that will be revealed during the dinners. It'll just be a good celebration together. And finally, for anyone looking for a meaningful way to celebrate Mandela Day, why shouldn't they miss this experience and where can they book?
excuse me, I think this is going to be a once in a lifetime experience. I believe that with the three chefs, the history, the dialogue, the meaningful flavors behind every dish, I think it's definitely one of the dinners you can't miss. And guests can book directly on our website, which will take them to a link to Dine Plan. We have got a booking system or restaurant link on Dine Plan itself, or they can just give us a call at Sanctuary Mandela. Sally Ann, thank you so much indeed. Net hierna kyk ons na ons gesprek met Rigaan Brissou. Rigaan Brissou het ook hierdie week kom kuier met sy nuwe enkelsnit Mielielande. En ons het 'n bietjie meer daaroor gesels. Kom ons kyk. Dit was die splinternuwe musiekvideo en liedjie van Rigaan Brissou. Ja, Mielielande en hy's môre hier om bietjie oor die Mielielande met ons te gesels. Welkom. Dankie Pieter, lekker om hier by julle te wees. Baie lekker soos altyd man, en baie geluk met die lekker nuwe liedjie. Baie dankie. Dit was lekker geweest om te maak. Ja, so dis lekker om hier te wees. Dankie. Hoorie, en jy vat mense terug net op dit wat saak maak vir jou ook, jy weet. Daai herinneringe, net die platteland en om net te leef en lief te hê en te wees. Ja, ek dink daar's baie om te waardeer, né? Mense kyk baie in ek wil nie sê die verkeerde goeders vas nie, maar mense jaag iets. En ek dink dit is baie keer nodig net. Vat 'n stapie terug, geniet dit, dans in die Mieliland, doen bietjie, moenie net worry nie. Ja, so. Dit vat my terug, ek kan onthou toe ek ook nog in die weermag was, dan hou so en jy het ook maar vroeg jou pas gekry en goed dan. Toe sommer ook so in die pad, ek kan nog onthou, saam met ene wat ek 'n lift gekry het, hy was bevoorreg genoeg om dan 'n meisie te hê daai tyd. Maar dit sommer so gestop en ook iewers in die straat en in die pad gedans. Ja, dis lekker, partykeer moet hy maar net dinge doen sonder om aan te dink. Daar's iets aan dit om onder die sterre te dans. Mense doen dit man, met mense wat praat oor het jy al ooit so gedans in die aand onder die sterre? So baie min mense het al. So ek dink mense moet dit probeer. As jy Mieliland sien, ja, jy moet eers vir die boer vra. Trek bietjie af en van dans daar onder die sterre en kry daai gevoel. Maar dis ook die eenvoudige dingetjies wat altyd vir die meest memorable is dit nie waar nie? Ja, definitief en daai goed is verniet. Ja. So ja. Die musiekvideo is ook baie nice. Ek meen kom ons net die liedjie het jy nou min of meer gesê waar jy aan die gedagte gekom het. Vertel vir my van die musiekvideo ook. Less is more. So die musiekvideo is presies wat ons probeer doen net om dit so na as moontlik te maak om in die Mieliland te wees, maar ook net bietjie in te kleur. Ek hou van nice lig. So Donovan van Universal wat my vorige video ook gemaak het, hy doen magic met daai gitar. So lekker om saam met hom te werk. En dan het ons 'n company gekry van Klerksdorp, Brian van Stage Circuit, vra vir hom hoor jy ou, sou jy asseblief vir my net 'n paar bulb lights kom opsit in die mielies, net om daai warm tipe gevoel te gee. Hoorie, toe bring hy daar al die ligte. Het gelyk of waar 'n stadion gebou is. In die wêreld. So ons het regtig moeite gedoen. Ons 'n ou in Parys ook wat die ou Ford F-150's oorbou. Waldo Prins. En ek vra vir hom, hoorie, kan ek asseblief een van jou uit 'n klomp van hierdie Ford bakkies. En toe sê hy vir my, hoorie, jy kan kies watter een gaan jy wil hê. Kies ons nou hier daai two-tone. En so dis regtig, dit is mense van ons gemeenskap af ook, jy weet wat inkom en sê ons het nie mooi mielies gehad in daai tyd en die vraag vir my buurman, hoorie, kan ons in jou land kom skiet en verstaan jy, dis almal wat bymekaar kom met hierdie ding gemaak. Ondersteun. Ja, maar en dit was baie lekker, dit was flippend koud geweest. Was baie koud, maar jou oë het geglinster want daar was 'n spesiale dame mos nou saam met jou in die my verloofde Ronay, sy het gekom, ek het vir gesê, hoorie, ek het regtig nodig dat jy saam met my in die ding en toe sê sy sy sal saam met my daar kom dans. So ja, baie lekker experience geweest. Is sy ook 'n groot inspirasie vir jou wanneer dit by die musiek kom? Hoorie, vandat ek en sy uitgaan is dit die enigste inspirasie. As jy elke liedjie van toe af, dis nou waar Plaaskat omtrent begin, is daar ietsie van haar. En elke liewe een van die songs. So dit is nou ja, ergens sal mense 'n bietjie weer seker die tema moet
verander. Of miskien hoef mens nie, maar dit mens skryf maar wat jy voel op daai stadium. Terwyl dit mos vir jou lekker is en terwyl dit vir jou werk. Sy ondersteun my ongelooflik baie. Dit help ongelooflik baie. En hierdie liedjie, wanneer word hy vrygestel? Vrydag. Ja, so die 17de kan mense hom gaan luister en gaan kyk. Ja. So môre is die groot dag. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het op hierdie donderdag. Dankie dat julle ek het gehoor hierso kan mense 'n sneak peek kry van jy sien en ons het vir hom inderdaad, dis so lekker. Luister, maar jy's nog steeds happy daar met die boerdery en die dinge ook en jou balans is net vir jou so lekker gegaan. Die balans is ongelooflik goed. Ek is regtig dis genade dat jy altyd van daai goeders kan doen om daar te kan bly. Is 'n ongelooflike voorreg om, jy weet, daar's baie goeders waardeur mense gaan op die plaas wat baie lekker is en goeders wat baie moeilik is. Maar ek dink dit leer mens baie, jy weet, om te volhard en so aan. So ek is dis net genade. Ek sê elke dag dankie dat ek daar kan wees en musiek kan doen nog. Nou ek is baie bly jy het Mielielande met ons kom deel want hierdie naweek is ek by die Vuur en Vlam plaaskuier in Bloemfontein. Dit klink baie. Jy's by die volgende ene definitief daar saam met ons, maar glo jy vir my jou liedjie gaan hard weer klink daar. Hoorie asseblief, dit sal great wees. Stuur vir my 'n video as jy hom speel. Ek gaan dit definitief doen. Baie dankie. En dan kom kuier ek vir jou op die plaas. Vir julle daar op die plaas. Dis dan al van ons af vir hierdie week. Ons hoop jy het 'n heerlike maandag. Sien jou maandagooggend. Hallo, ek is Dozy en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning